Goeiemôre, 5 Desember, refugee vra en lewe hier in Amerika. Eers begin met wat noem mense, disclaimer of wat. Net weer 'n herinnering vir almal. Ek het nie 'n publieke e-mailadres of iets waar jy my persoonlik kan kontak nie. Ek gebruik ook nie Messenger of WhatsApp nie. So ongelukkig kan jy my nie persoonlik kontak vir vra nie, want ek het ongelukkig net nie tyd om vir almal individueel aandag te gee aan. Ek het definitief nie tyd daarvoor nie, so ek wil nou nie julle afskep nie. Gooi maar net vra onder my video's en algemene vrae, ek sal daarby uitkom. As jy iets regtig spesifiek persoonliks wil weet, maak dit 'n generic vraag met generic informasie. Kom ons begin met die eerste vraag. Ek vlieg van Kaapstad, ek laat weet ek moet vlieg uit Kaapstad uit, Atlanta toe. Ek bly in Durban of ek bly in Pretoria of Johannesburg. Hoe kom ek in Kaapstad? Wie betaal die kaartjie van Pretoria of van Johannesburg af Kaapstad toe? Jy betaal die kaartjie self. Onthou, jy moet uitkom waar hulle sê van waar jy vlieg. Hoopelik het hulle, kyk hulle vlieg partykeer uit Kaapstad uit, partykeer uit Johannesburg uit. So hoopelik bly jy naby in een van die twee punte en hulle vlieg jou van die naaste punt af. Maar as hulle jou sê, hier is jou plek, jy moet maandag aand 7 uur rapporteer by Cape Town International en jy bly in Durban of 'n ander plek, dan is op jou eie onkoste om by Cape Town International uit te kom voor 7 uur maandag aand. 'n ander ding, as jy op die video's komment en jy vra, hier vra ek julle nou baie mooi asseblief, en ook op die live, as ek die lives doen. Hou die vraag kort en separate van mekaar. Met leestekens. Baie mense skryf 'n hele paragraaf. In die paragraaf is daar 3 of 4 vrae. Geen leestekens, dis een lang paragraaf. Dis vir my moeilik om gat uit kop uit te maak wat jy eintlik probeer sê of eintlik probeer vra, want die sinne loop in een in. So, en veral as ek live doen, ek het nie tyd om daar te sit en uitpleis wat jy probeer skryf nie, so help my met dit asseblief as jy 'n vraag vra. As jy sê maar jy wil 3 of 4 vrae op een slag vra, dis fine, maak dit 3 of 4 aparte sinne, nie een lang paragraaf en die goed loop in mekaar nie, want dan het ek regtig nie idee wat jy eintlik wil vra nie, en ek gaan jou nie die regte antwoord kan gee nie. Ek doen printing, jy weet, dis interessant, printing by die huis, en 'n kopie van die huis af, sal so besigheid kan werk in Amerika, van my huis af, jy weet, printing en copying en fotostate en daai tipe van dinge. Ek is seker nie, ek vermoed amper nie, want hier in Amerika het almal al eie printers, die goed so baie goedkoop, wat jy gaan koop, amper elke huis wat ek van weet, het sy eie printer by sy komputer, so mense gaan nie meer na plekke toe wat hulle fotostate gaan maak en afrol en daar is sulke plekke, jy kry sulke plekke, een in elke dorp, wat nou industrial sal doen, weet, grootskaal, maar vir klein besigheid, alle klein besighede en meeste mense by hulle huise, hulle het eie printers in hulle huise, want die goed is baie goedkoop hier by ons. So, jy kan maar try, ek sê nie, jy moet nie try nie, jy kan try en adverteer as jy kan, hoopelik kan jy met so iets regkom. Ek gaan nie sê jy gaan definitief regkom nie. Vir wie moet ek kontak om my Army vrywaringsbrief te kry? Want ek het dit nodig. Gaan na die naaste militêre eenheid toe. Vat jou ID-boek saam met jou. Moenie probeer e-mail of foon. Gaan fisies na die naaste militêre eenheid toe, gaan na hulle personeeldienskamer toe. Vat jou ID-boek saam, sê vir die korte Army vrywaringsbrief. En meeste van hulle sê, hoe kan jy help, want hulle kyk daar op die persol system. Kan jy self betaal om jou vliegkaartjie te upgrade na business class toe? So jy kry nie 'n vliegtuigkaartjie nie. Jy kom daar, jy gaan daar net, as jy daar aankom, jy gaan 'n e-mail kry, rapporteer by Jan Smits of by Cape Town International en 7 uur die aand. Dan as jy daar kom, gaan 'n keiswoker vir jou wag, en hulle gaan vir jou boarding passes gee. So, jy het nie 'n ticket wat jy sê, okay, kan ek nou. As jy by die hek kom en jy probeer die boarding pass vat na die hek toe en vra mense sê, kan ek upgrade
na business class toe, as daar nog plek op die vliegtuig is, hulle sou seker kan help, en jy moet betaal daarvoor, maar ek vermoed nie, jy gaan dit nie vooraf kan doen nie, jy gaan nie vir hulle kan sê, vir die caseworker vooraf kan sê, hier is ekstra geld, sit my asseblief in business class nie, so, dit is die enigste probleem met die wat graag in business class of first class wil vlieg, en al het jy die geld om het self te doen. Wat is die verskil daar in Amerika, die verskil tussen 'n matriek en 'n GED? So matriek is kinders wat hierdie skool gaan, kry jy 'n high school diploma. 'n GED is presies dieselfde as 'n high school diploma. Dis vir mense wat nie oorskool klaar gemaak het, die wat aangegaan het met iets anderste en al ouer is en swaan en hulle kort nou 'n high school diploma vir 'n werk, dan gaan doen hulle 'n GED en hulle kry daai diploma. Dis dieselfde ding as 'n matrieksertifikaat. Iemand sê, ek lees, 'n mens moet, as jy nou vlieg, jy weet die lang afstand, die 17 ure vlieg, ek lees as jy vlieg, moet jy elke uur opstaan om bloedklonte te prevent. Net as jy prone is na bloedklonte toe, het jy nodig om elke uur op te staan. Onthou jy gaan daar op 35-36.000 voet sit. Dis dieselfde as about 9.000 voet se pressure, so jy is definitief ligter pressure as wat jy aan gewoond is, so alles gaan swel. Jy kan opstaan elke uur, 'n bietjie rondloop, maar wat van as jy in die middel sit en mense slaap langs jou, moet jy nou elke uur wakker maak. So, jy hoef nie noodwendig op te staan nie. Jy kan jou voete beweeg, jy kan jou tone rol, jy kan sulke dinge doen. Ek het al baie gevlieg oor see en lang tye gevlieg. Ek het nog nooit opgestaan en geloop elke uur nie. 3-4 ure as jy opstaan, maar jy gaan definitief nie so lang geslaap kry. Jy gaan definitief nie langer slaap. Die mense daar, jy sal sien, die ou langs jou, probeer slaap, maar jy kan ook nie. So jy kan beweeg, jy kan in jou seat nou net jou boude oplig en weer laat sit, jy weet, so aan, jouself rondskuif en so aan, as jy nie kan uitkom nie, en beweeg net jou bene 'n bietjie, en jy sal fyn wees. As jy prone is to blood clots, dan moet jy maar hopelijk kry 'n kans seat, wat jy kan opstaan en beweeg as jy wil. Maar ek weet nie van mense wat regtig al, wat ek ken, wat bloedklonte gekry het, omdat hulle te lang stil gesit het nie. Ek is gesê om 'n poliskleerings te kry as gevolg van my vingerafdrukke was nie op die USCIS system wys nie, toe sê hulle ek moet 'n poliskleerings gaan kry. Moet ek regtig een gaan kry? As daai mense vir jou sê, gaan kry 'n poliskleerings, dan moet jy dit gaan kry. Jy is nie 'n keuse of iets nie. En nou kom ons terug na die poliskleerings toe. Ek sien baie mense maak comments op my video's waar ek praat van poliskleerings, wat hulle sê, jy het dit nie nodig nie, en die Amerikaners doen proper background checks, en die ding expire, en sulke tye. Nou luister, die meeste mense gaan dit nie nodig hê nie, want hulle doen die background check daar in Amerika, en jy gaan, as hulle vir jou sê, kry 'n poliskleerings, dan moet jy een gaan kry. Jy kan nie sê, maar is ek regtig nodig nie, want hulle sê vir jou gaan kry ene. Ek sê vir jou, kry anyway ene. Kry daai dokument en jy het hom beskikbaar. Jy wil eerder 'n dokument hê wat jy nodig het, as wat jy een nodig het nie het hom nie. Dan moet jy eers gaan kry en dit lê jou hele proses. So, as ek jou raad gee, gaan vooraf kry ene. Ja, die ding expire binne 3 tot 6 maande, maar onthou, as jy hom hierdie maand kry, as jy hom vandag kry, en jy word volgende week geïnterview en 3 weke later vlieg jy die land uit. Want as jy in Amerika aankom, as jy aansoek doen vir green card, gaan hulle ook wil 'n poliskleerings sien. Hang af wie is jou agent, nie noodwendig almal nie, maar hulle gaan jou dalk vra, en dan moet jy weer een laat aansoek. Maar as jy nog expire 3 maande terug, dit maak nie saak, jy mos nie weer terug in Suid-Afrika gewees om iets te droog maak in Suid-Afrika nie. So, dis maar my laaste komment oor die poliskleerings. Jy gaan hom nie nodig hê, 10 to 1, gaan jy hom nie nodig hê vir jou interview nie. 10 to 1, moontlik gaan jy hom dalk nie nodig hê sê vir green card aansoek nie. Maar daar is altyd die outside chance, soos hierdie een persoon wat definitief deur die CIS gesê is, kry 'n police report, jou fingerprints nêrens nie. Nou gaan jy tot op daai vlak, jy gaan vir daai interview, en hulle sê nee, jy moet 'n police report kry, en nou vat dit jou weke en weke of whatever om die ding te kry, of van die mense snaaks in die polisiestasies en hulle sukkel, en daar is jou hele system op delay. So, hey, is up to you, julle kan die raad gebruik of nie gebruik nie. Ek persoonlik het eerder 'n dokument wat ek nie genodig het nie, as wat ek iets genodig het, en ek het hierdie dokument nie. So, that's it vir die police reports.
Môre gaan ek moontlik live kan doen, ek sê julle laat weet. Ek is nog nie 100% seker nie, maar ek sê julle vroegtydig laat weet as ons môre live kan doen. En dan sien ons mekaar geniet die naweek.